Kerstyd familie, Kersseisoen en ons is besig met hierdie reeks herontdek jou wonder, die wonder van Kersfees. En ons bemoedig mekaar en ons sê vir mekaar, ons moenie ons wonder verloor nie, ons moenie ons dankbaarheid verloor nie, ons moenie die wow verloor vir dit wat God vir ons gedoen het nie, en die manier hoe hy sy liefde vir ons kom bewys het nie, en hoe hy sy hand vir ons kom uitsteek het nie, en nog steeds uitsteek, ons moet nooit ons verwondering verloor nie, en elke Kersseisoen moet ons op 'n vars manier en voluit aanbid en bid en fees vier en deel met ons mense die ware verhaal en die beste verhaal wat daar is, en dis die storie van Kersfees. In die hart van die evangelie is God wat aarde toe kom en mens word vir jou en my. Maar die reality is, ons verloor ons wonder. En dis maar net hoe die lewe werk en ons as mense harte is so, dat ons kan ons dankbaarheid verloor, ons kan ondankbaar word, ons kan gewoond raak aan iets en groot goed en belangrike goed kan ons so maklik vanselfsprekend begin vat. En ons sê vir mekaar, kom ons fokus net gou hier, en kom ons fokus op die storie, en laat die storie ons net weer verwonder, en ons vra die Heilige Gees in hierdie reeks, Here, kom raak ons harte aan, en kom genees my hart, ek erken, dat ek my wonder kan verloor, dat dit dalk nie is wat dit was nie, en dat daar dalk iets is wat ek moet ontdek, iets wat hierdie jaar net vir my vars, my hart moet raak, en Heilige Gees kom doen dit in my hart. En vanoggend wil ek met jou praat oor afwagting. Afwagting, en is een van die dinge wat ek dink die grootste wonders van die Kersverhaal is, en wat ek daarby bedoel is, die storie van Kersfees, dit wat gebeur het, is vertel lank voor dit actually gebeur het. Die storie is vertel, met ander woorde, dit is geprofeteer, lank voordat dit gerealiseer het en gemanifesteer het in die regte lewe. En dit behoort ons, that has to blow my mind. As jy kyk hoe lank terug die Here gesê het, dis wat ek gaan doen, hierdie is die tekens wat ek gaan stuur, dit is so amazing, en dit kan nooit oud raak nie. Ek kan nooit net sê, hier is hierdie boek, is duisende jare oud, en ja, goed is hier binne gesê, so 'n paar honderd goed, en het als waar geword, so, weet, dit is maar ons geloof. Jy kan nooit so daaroor wees nie, dis amazing, dit moet ons verwonder, en die feit dat dit gebeur het, sê vir my oor my lewe, hey, dit wat die Here beplan, dit wat sy belofte is, hy gaan dit doen, maar ek moet kom en ek moet glo. Maar hoe sal ek dit glo, as ek dit nie eers glo in hierdie storie, wat hy hier gedoen het, vir hierdie mense, en vir my nie. So, net een versie, wil ek met jou share, jy kan daar hele hoofstuk 7 gaan lees, die opskrif is, Immanuel sal gebore word, dit is die profesie, God sal mens word, Immanuel sal gebore word, en hier sê dit, die Here sal self vir julle 'n teken gee, dan sê hy, 'n jong vrou sal swanger word, en 'n seun in die wêreld bring, en wat sal sy hom noem? Sy sal hom Immanuel noem. Klink so eenvoudig, dit is massief, dit is wow, dit is God wat sê, ek gaan 'n mens word. Ek gaan deur 'n mens se baarmoeder gebore word, ek wat julle gemaak het. Ek gaan uit die paleise deure van die hemel uitstap, in 'n baarmoeder van 'n vrou in, en dan gaan ek mens word, ek gaan een van julle word, ek gaan by julle wees, om julle te kom red, want dis hoe lief ek julle het. Nou, hierdie profesie is gegee deur Jesaja aan die volk Juda, en is gespreek 700 jaar, ongeveer 700 jaar, voordat dit actually gerealiseer het. Nou, kom ek vra julle so, vir wie van julle, as jy bid vir iets, of jy hoop vir iets, of jy wag vir 'n vorm, of 'n dokument, of vir iets, vir wie is 7 dae lank? Vir wie is 7 weke lank? Dis lank, né? Ons hoef nie so lank te wag nie, daar's apps vanaf. Wat van 7 jaar? 70 jaar? Sure, as ek vir jou sê, daar's goed in jou lewe,
wat die Here eers gaan doen oor 70 jaar. Dan gaan jy vir my sê, Jesus, nee man, wat gaan nou aan? Soos gaan ek dit ooit sien in my leeftyd? Kan ek jou iets sê, en dit het ek besef in my lewe. In die begin toe ek net in die bediening gaan het, en ek's jonk en aan die brand, en ek wil kerk bou, en het ek baie groot pastore se goed gebestudeer, en almal het daai tyd gepraat van vision, en vision, soos ek super belangrik, is belangrik. Maar as jy kan persoonlik so behep raak met vision, asof jy dink dis jou vision, en alles gaan dit oor jou, maar jy besef nie, en dit het ek eers besef, toe ek Belito toe is, en daar het ek my eerste kind gekry, en toe Sky kom, toe praat die Here met my, en sê vir my, alles wat ek wil doen, die prentjie wat jy sien, dit gaan nie alles in jou leeftyd gebeur nie. Jy moet dit net so doen in jou leeftyd, dat jou kinders dit actually wil verder vat. Sorg dat jy die geloof oordra. So, dit wat daar sekere goed, kan ek nou al vir jou sê, wat die Here eers in jou lewe gaan doen, oor 70 jaar van nou af. En ja, jy gaan, van daai goed gaan jy nie sien nie, maar sorg dat jy dit so uitleef, en saam met die Here die pad stap op 'n manier, dat jou kinders het, en jou kleinkinders, dit gaan vorentoe vat. Want dit wat die Here in jou lewe kom doen, is altyd oordraagbaar na jou volgende geslag toe. Ons sien dit reg deur die Bybel, is dit die Here se hart, gaan nooit net oor jou nie. It's never just private. It is personal, but it's more than that. It is collective, ons is 'n family, en die Here gaan altyd aan in families. So 70 jaar, so lang tyd, né? Wat van 700 jaar? 700 jaar van die Here om hierdie belofte te vervul. Ek meen, jy sê jouself vra, hoekom sê hy dit ooit vir hulle? Terg hulle, wat gaan nie aan? Maar dis hoe die Here werk. Dit wys sy faithfulness. Dit wys hoe lankmoedig hy regtig kan wees, en dit wys vir ons 'n belangrike ding. Dit wys vir ons die geduld wat hy vereis van elkeen van ons. Die geduld wat hy vereis het van hulle, om hierdie belofte deur te sien. As jy kyk na die Bybelblaai, na laaste boek Ou Testament, Maleagi, van daai tyd tot Matteus, van Ou Testament tot Nuwe Testament, tot Jesus gekom het, noem hulle die 400 jaar van stilte, of die 400 jaar se lang wag. Die lang wag, wat die Here doodstil was, niks gesê het nie weer deur 'n profeet gepraat het nie, net stil. En nou kan mens jouself vra, waar was hy in hierdie 700 jaar, of at least in hierdie 400 jaar tyd, wat hy net stil was? En mense nie in die buitekant gesien het, dat hy besig is om te werk nie. Waar was hy? Was hy weg gewees? Was hy op vakansie gewees? Het hy 'n breek gevat? Was hy bietjie geïrriteerd met die mens gewees, en toe sê ek laat ek net kom bys toe gaan, want ek gaan nou hierdie mense wipe van die aarde af. Waar was hy? Hy was definitief nie weg gewees, en hy definitief nie niks gedoen nie. Soos die hele storie aanvald, en Jesus gebore word, sien mens deur die geslagte, en hoe die Here die geslagte beskerm het, en hoe hy gesê het, hy gaan dit doen, en dan sien jy hoe dit gebeur, maar jy sien dit eers hierdie 700 jaar later, besef mens, die Here was al die tyd aan die werk, al die tyd. Was hy so aan die werk, dat hy dit so noukeurig beplan het, dat hy sy perfekte wil op die perfekte tyd uitgevoer het. En dis baie belangrik. Daar is iets soos 'n perfekte tyd by God. En tot daai tyd gaan hy nie doen nie. Jy kan smeek, jy kan doen wat jy wil. Almal saam kan bid, dit gaan nie help nie. Die Here het 'n perfekte wil, en hy het 'n perfekte tyd, en wat hy hier doen is, Galasiërs 4 vers 4 noem dit die volheid van die tyd. Die volheid van die tyd, die perfekte tyd, is hy besig om hierdie belofte te vervul. En dit het ek gesien in hierdie tyd ook met die koop van die kerk, en die kry van die kerk, die geskenk van die kerk. Ons het nie eens gedink daaraan om 'n kerk te koop nie, en toe dit na ons toe kom, is asof die Here dit bring en net sê, dis tyd, dis nou my tyd, boom, daar gebeur dit. Dat ek net besef, die Here het 'n tyd, en as die Here sê, dis nou tyd, dan gaan hy sy wil uitvoer. Jy moet net sorg dat jy saam op daai skip is, om saam met dit te gaan. Maar hy het 'n perfekte tyd, en hy het 'n perfekte tyd vir jou. Die hartseer ding is, as jy hierdie as 'n movie kyk, as daar 'n movie gemaak word van die hele Bybel, en hierdie hele storie, die Kersstorie, en jy kyk dit as 'n fliek, en hulle wys Ou Testamentiese goed, en dan is dit soos daai 700 years later, en hier speel dit uit, dan sal dit so 'n inspirational fliek wees.
soos Gladiator 2, wat sy seun nou kom, en om revenge te vat, en hy sort die goed uit, wat nou nog nie uitgesort is nie, en die ouens sort uit, wat nog uitgesort moet word, dis amper soos dit, hier kom die Here, hy's faithful, hy doen wat nog al die tyd gedoen moes word, en wat beloof is, en is so inspirerend, maar dan wat hartseer is, in die regte fliek, as jy die regte bladsye, die manuskrip lees van die fliek, dan sien jy, die mense, hulle het nie meer geglo nie. Omdat het so lang gevat het mense ongeduldig geword, mense het hart verloor, mense het hulle geloof in die belofte heeltemal verloor, hulle het soveel so hulle het vergeet daarvan. Nie eens meer eintlik gedink daaraan nie, net aangegaan met hulle lewe, en toe die belofte actually arriveer hier op aarde, toe Immanuel hier kom, toe herken hulle hom nie eers nie. En toe hy arriveer en hy's hier, toe ontvang hulle hom nie. Hoe gaan jy hom ontvang as jy hom nie herken nie? Hoe gaan jy hom herken as jy nie afwagtend wag vir hom nie? As jy nie met geduld sê, Here, ek besef, u weë is nie my weë nie, u manier is nie my manier nie, maar doen u wil, ek soek u wil, u manier, en ek sal wag daarvoor, en ek sal bly bid daaroor, en ek sal sensitief bly, sodat as u arriveer, as ek reg vir u wil in my lewe. Hierdie mense het nie so gewag nie. Hulle het opgegee. En dit is so belangrik dat ek en jy kyk na hierdie storie, en ons kyk na die challenge, ons judge hulle nie, ons besef, dis moeilik, ons almal erken, wag is moeilik, en dis deel van ons dilemma, die seisoen waarin ons nou is Kerstyd, maar ons wag, né? Ons wag vir vakansie, ons wag om te rus, en hoeveel van julle weet, jy vat so 'n paar dae, wat jy nie meer werk nie, nie dink aan werk nie, en nie werksmessages kry en goed nie, jy vat 'n paar, jy wag vir daai oomblik wat jy sê, ek begin nou eers rus, né? Jy wag vir jou salaris, baie van julle wag vir die vakansie net om verby te wees, né? Laat die regte lewe net kan begin, hierdie mense wil net vakansie hou, en goed koop, en goed, kan ons net weer begin met die nuwe jaar, laat ons kan werk en geld maak en aangaan, van julle wil net move, en te midde die wag vir dit en wag vir dat, miskien wag jy vir goed om te verander in jou lewe, het ons kiddies, en ons kyk vir ons kids, en dit is so lekker, ek meen so groot deel van die lekker van die Kersfees atmosfeer, is kinders se opgewondenheid. Kinders wat hierdie lekker, positiewe, opgewonde gevoel in hulle het, en uitsien net na daai Kersoggend of ou Kersaand, hoe ook al julle dit doen, waar daar 'n belofte is van 'n geskenk, wat hulle net papier kan oopskeer. Daar's iets van 'n kind wat dit net love, net om te weet, gaan hy ietsie kry. En as volwassenes verloor ons iets van daai. En dis die fisiese, en weet jy, in die geestelike, is dit Kersseisoen nou ook. In die geestelike is hierdie wag, is so belangrik, en dit is so belangrik dat ons hierdie afwagting beskerm in ons. Hierdie afwagting vir die geskenke onder sy boom vir ons. Want daar's geskenke vir jou, hoor. Daar's 'n belofte vir jou. Soos God geprofeteer het daai tyd, profeteer hy nou nog oor jou en oor my. Die woord sê dat elke dag van jou lewe is in sy boek opgeteken. En ek dink baie mense as hulle dit lees, dink ek, dis weird, so die Here sien, ek gaan nou koekies haal, en ek gaan nog 3 keer koekies haal voor die volgende uur, en dan gaan ek toilet toe, en dan gaan ek werk, en dan sit ek by my laptop, dit is nie soos dit nie. Wat daai beteken is, die Here skryf oor jou 'n storie, oor dit wat hy in jou wil doen, en dit wat hy in jou lewe wil kom doen, en dit wat hy in jou huisgesin wil kom doen, en dit wat hy deur julle wil doen, en dit wat hy wil kom doen, dis 'n profesie oor jou, oor elke season van jou lewe, is al geprofeteer, ek wil in hierdie seisoen, hierdie in jou lewe kom doen. Ek gaan jou in hierdie seisoen, deur hierdie battles vat. En dan wil ek hê, dan moet hierdie groei binne in jou plaasvind. Vir elke seisoen is dit opgeteken, ons geprofeteer oor jou. Ek wonder of jy dit glo vanoggend. Ek wonder of julle dit glo, julle daarbo. Ek wonder of julle dit glo vanoggend. Dat die Here het goed gespreek oor jou.
En daar's nou vir hierdie season van julle lewe is daar beloftes wat geskryf is. En niemand of niks kan daai beloftes wegneem of uitvee nie. Niemand of niks nie, behalwe een ding en dis jy. Dis jou ongeloof. Dis jy wat sê, die Here het so lank, sien ek hom nie, hoor ek hom nie, ek sien niks hier buite gebeur nie, want dis waar ons dink, dit moet gebeur, is hier buite. En tot ek dit nie sien nie, glo ek nie, hy is besig nie. Ek soek evidence, ek soek 'n teken. En die Here sê dalk miskien vir jou soos hulle, ek sal vir jou oor 700 jaar 'n teken gee. Tot dan glo. Glo in my. Want ek glo in jou. Ek profeteer oor jou. Ek het beloftes vir jou. Ek het drome vir jou. Maar jy moet glo, want dan gaan jy op 'n journey vat en deel van daai journey is dit gaan tyd vat. Jy gaan moet wag. En ek wil nie hê jy moet net lewe hier. Maak geld, betaal die rekeninge, probeer bietjie meer geld maak, laat ons meer rekeninge kan betaal. Opstaan, werk, rekeninge betaal, slaap. Opstaan, werk, rekeninge betaal, slaap. Ek wil nie hê jy moet in daai depressing siklus verval nie. Ek wil hê jy moet purpose hê. Ek wil hê jy moet glo en dis hoe ons purpose het, familie, as jy moet glo in die profesie oor jou. As jy nie glo dat die Here droom goed oor jou nie, kan ek jou sê, dan gaan jy depressed raak. Want jou lewe gaan net in daai cycle wees en jy kan 'n groter salaris hê en lekkerder rekeninge betaal, maar daar gaan nog steeds niks purpose in dit. As dit jou purpose word, dan word dit sad, want daai goed gaan alles agterbly eendag. Daar moet iets groter wees, waarvoor jy glo jy geroep is, en jy is, maar dit is net 'n realiteit as jy dit glo. Anders, might as well die Here dit nie daar geskryf het nie. En die Here roep ons tot afwagting. Glo, wag, vertrou, lean in, kom sit by my voete, kom luister, kom lees en word bemoedig, soos jy die dae bietjie af is en jy voel, waar's die Here, hoekom werk hy nie, hoekom hoor ek niks, hoekom sien ek niks, kom sit net by my, ek sal met jou deur hierdie boek, sal my gees met jou praat. Al is dit net encouragement, laat ek jou net optel en sê, kom ons gaan aan. Ons is in die woestyn, ons is nog nie daar nie, maar ons gaan nog 'n rukkie in die woestyn wees. Kom ons stap, moenie nou opgee nie. Stap saam met my. Ek wonder of jy dit glo vanoggend. So belangrik dat ons nie ons afwagting verloor nie, want dan gaan ons ook Jesus verloor of mis as hy opdaag, as hy arriveer in ons lewe. En in elke nuwe seisoen wil hy arriveer op 'n vars manier. As ek hierdie storie lees en ek dink aan hoe God bereid is om so lank te wag en hoe hy so baie keer so lank wag. Ek meen, hy het die profesie eintlik al gegee in Genesis 3 dat hy iemand gaan stuur om gebore te word deur die mens wat die kop van die vyand sal vermorsel. So dit kom eintlik al duisende jare dat hy so geduldig is. Wat sê dit vir ons van die Here? Wat 'n waarheid moet ons aan vashou, dat dit ons altyd bemoedig, wat ons moet onthou, dat ons nie ons afwagting verloor nie, en ek wil 3 met jou share. En die eerste een is dit, sal jy met my saamstem, die Here is nie haastig nie. Die Here is glad nie haastig nie, en dit is goed. En dit is goed. Hulle sê mos, die Here is nooit laat nie, maar hy is ook nooit vroeg nie. Hy is definitief nie haastig nie, maar dis goed, en jy vra dalk, Jesus, maar Jacques, hoe is dit goed? Want goed moet gebeur, en die Here het al die resources in die wêreld, hy klap net sy vingers, hy sê 'n woord, en goed gebeur. So as hy daai tipe van power het, ek meen as dit ek was, en kom ons wees almal eerlik nie, ons is presies soos Bruce Almighty. As dit ons was, dan ons vingers geklap, ons het verby die winkel geloop, ons het onsself in nuwe klere gesit, en ons het gegaan, ons het alles net so begin verander, boem, 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 boem. Soos ons dink, dit moet gebeur. En ons kan nie verstaan, hoe is dit goed dat die Here met daai tipe van vermoë, hoekom wag hy so lank? En die antwoord is, want hy is nie haastig nie. Haastig is nie goed nie. Haastig is nie goed nie. As jy gaan bestudeer, al die meesterkunstenaars, Michelangelo, Picasso, wie is daar nog, Van Gogh, wat 'n ander kunstenaars is daar? Ken jy, nie kunstmense nie? Rembrandt, ok, al die mense, né? Da Vinci, gaan
doen bietjie research oor hulle groot werke en dan gaan kyk jy spesifiek hoe lank het dit hulle gevat. Gaan kyk hoe lank het dit hulle gevat. En dan baie keer dan lyk dit nie soos veel nie, né? Ek meen die Mona Lisa is nou die Mona Lisa, of iemand het dit die Mona Lisa gemaak, maar is hierdie tannie wat daar sit. En dan Van Gogh, ek meen teken hierdie huisie of daai kerkie en dan gaan dit vir baie geld. Dan lyk dit nie na veel, gaan kyk hoe lank het dit hom gevat. En miskien is dit die salwing daarin, dat dit daai waarde begin dra. Die Here is die meesterkunstenaar. En jy sê die Bybel in Efesiërs is sy meesterstuk. He's not gonna rush. En elke detail van jou lewe wil hy noukeurig, bedagsaam, liefdevol, wil hy kom verf en kerf en inkleer. En hy is nie haastig daaroor nie. Hy love om saam met jou op hierdie journey te wees. En die issue is, kom ons wees eerlik, is die vrees van ons, wat na ons lewe kyk en voel, as goed nie vinnig gebeur nie, dat, ek weet nie of die Here mee besig is nie. Ek dink hy het sy kwas neergesit. Ek dink hy het geloop, want ek sien nie goed gebeur in die buitekant nie. En dan, as gevolg van daai vrees, dan gaan dit oor na ongeloof toe. Dan wil ek weer my lewe in my eie hande vat en goed maak gebeur, en ek wil druk, laat dit vinniger kan gebeur. En die Here wil net vir my dalk bietjie sê, kalmeer net hierso, ek is in beheer. I've got this. Stap net saam met my. Luister, wees stil en weet, ek is God. En dis goed dat ek nie haastig is nie. Want ek wil 'n goeie werk in jou lewe kom doen. Die Here is nie haastig nie, hy wil 'n goeie werk in jou lewe doen. Die tweede ding saam met dit is sy geduld is so mooi en goed. Sy geduld. Die feit dat hy geduldig is met ons. Petrus sê dit so mooi in 2 Petrus 3, dan sê hy, deel van die Here se geduld is omdat hy nie wil hê dat mense verlore moet gaan nie. Hy wil nie hê enige iemand moet hel toe gaan nie, sê Petrus. Hy wil nie enige iemand moet hel toe gaan nie. So hy gee tyd. As jy vra, hoekom het die Here nog nie gekom nie? Hier is ons nou, ons glo, ons is hier baie goeie mense. Ons glo in die Here, ons glo in Jesus, kom ons gaan hemel toe. Hoekom kom hy nie? Kyk, al die wêreld raak net al hoe erger. Hoekom kom hy nie? Want daar's nog baie mense, kan ek dit so sê, daar's nog baie mense in Alberton, wat nog nie reg is nie. En hy het 'n hart vir hulle, so hy's geduldig. Saam met daai geduld is vir jou persoonlik en vir my persoonlik, is die feit dat hierdie journey stadig gaan, is nie altyd, is nou, for a lack of better words, die Here se skuld nie, as jy hoor wat ek sê. Die feit dat goed baie keer stadig gaan, is as gevolg van ek en jy, wat so stadig is, halfstadig is. Ons is so stadig om te luister, ons is so stadig om te leer, ons is so stadig om te gehoorsaam. En die feit dat die Here nie kom en sê, ek gee jou nou 'n kans, en ek gaan nou move, ek het iets wat ek wil doen, en as jy nie nou leer, die maand, die jaar, as jy nie saam met my move nie, dan klap ek vir jou uitmekaar uit of ek loop. Ek is klaar hierso met jou, dan is jy op jou eie. Die Here doen nie dit nie. Hy is so geduldig, dat hy gee ons die tyd en die ruimte om te groei en om te word wie hy spreek oor ons, wie hy sê ons kan wees, en dit wat hy wil doen in ons lewe, die feit dat hy sê dit kan nog gebeur, maak nie saak wat in jou lewe fout gaan en wat in Suid-Afrika fout gaan of wat nie. Hy sê alles is nog op trek. Maar ek wil hê jy moet groei in hierdie area, so ek gaan saam met jou journey met dit. En hy is so geduldig. Die duiwel wil hê ons moet dit nie glo nie. Die duiwel wil hê jy moet glo God is geïrriteerd met jou. Die duiwel wil hê jy moet glo God is 'n pa wat so geïrriteerd is met jou gebrek aan resultate, jou gebrek aan jou vermoë om sekere goed te kan doen en om sekere goed te los, dat hy's net so geïrriteerd, hy sê net nou is ek klaar. Nou is ek klaar met jou.
En jy moet maar self try om hierdie storie uit te sorteer, want ek is nou finish. Maar eintlik is hy daai pa wat die kind help met die fiets. En die kind val en traai en trap en kan nie en trap mis maar hy is die heeltyd daar en sy hand is die heeltyd daar om te sê, dis okay, ek is by jou, kom ons gaan. En as ons val, dan tel hy ons op. Hy sit ons weer op die fiets en sê, kom ons, moenie nou opgee nie. Ek is by jou, ek gee nie op nie. Moenie jy opgee nie, let's go. Ek is saam jou. Hy is daai goeie pa. En ek wonder, wat glo jy vanoggend? Is hy die een wat geïrriteerd is met jou? Is dit hoekom jy glo? Goed gebeur nie in my lewe nie, want ek dink die Here het opgegee. Want ek weet nie, maybe bid ek nie genoeg nie, maybe bid ek nie reg nie, is hierdie foute in my lewe, hierdie goed in ons familie, hierdie dit, hierdie dat. Maybe is dit hoekom goed nie gebeur. Ek sou geïrriteerd gewees het as ek hy was, so ek stel. Ek besef, dis seker waar ons is nou. Is dit wat jy glo? Of glo jy? Die Here glimlag as hy kyk na jou, en hy sy hand nog agter jou, en jy is op die fiets. En dit vat tyd en jy sukkel, maar sy hart is nog steeds dieselfde. Niks het in sy hart verander nie. Moenie laat die duiwel iets in jou hart verander nie. Moenie dat hy jou maak glo dat die Here is klaar met jou of hy's geïrriteerd met jou nie. Moet ook nie net daar bly lê en die fiets kop en sê, nou, ek kry nie hierdie reg nie. Because life is just not working. En ek voel of die Here my ook nie meer help nie. Dis nie waar nie. Daai is die stem van die vyand. Die Here is by jou, klim op daai fiets. Gaan vorentoe en vertrou, hy sal alles uitwerk soos dit moet. Die Here is nie haastig nie, hy is so geduldig met jou. En laastens is hierdie is 'n belangrike een, ek het vir julle gesê, nou, ek wil jou challenge met jou tyd in Desember by die voete van die Here. En tyd in sy teenwoordigheid. En hier is 'n belangrike een. In elke season gaan die Here se teenwoordigheid iets meer word. En ek wil dit verduidelik soos in die hand van Maria. So, die engel kom by haar en sê vir haar, okay, so die Here gaan jou nou swanger maak, jy swanger met 'n seun. Okay, Jesus is by haar, hy's in haar, sy saaitjie nou hierna. So hy's teenwoordig. Maar dit wat hy nou is nie wat hy gaan wees nie. Nee, nou moet sy wag vir hom om gebore te word, en sy moet nog die pad op die donkie vat, Bethlehem toe, sy moet nog deur die geboortepyne gaan, en nou gaan sy, dit vat maande, nou is hy gebore, nou is hy daar in 'n nuwe manier, hy is teenwoordig op 'n vars manier, maar hierdie volgende teenwoordigheid, nes die eerste, dit verander nie haar hele lewe nie, maar is 'n nuwe vlak van teenwoordigheid, en elke vlak van teenwoordigheid koester sy, en nou dat sy hom het, nou versorg sy hom, en sy beskerm hom, en sy koester dit wat hy is in elke seisoen van haar lewe, en so word hy groter, en groter, en groter, nie net fisies nie, maar in haar lewe, en sy teenwoordigheid en werk in haar lewe. So is dit met my en jou. Elke werk wat die Here in jou lewe wil doen, en elke nuwe seisoen wat jou gaan invat, begin op een plek, en dis in sy teenwoordigheid. Soveel mense gaan nie in nuwe seisoene in nie, want hulle wil die hele tyd bid vir goed om buite te gebeur, en hulle wil wag en sit, en hulle dink geduld is om passief te sit en te wag dat die Here buite goed verander. En omdat goed nie buite verander nie, hulle kan nie verstaan nie, want hulle bid so daaroor. Ek bid my knie blou, Here, wat gaan nie aan? Verander nou goed hier buite, en die ding is, verandering begin nie daar nie. Die Here gaan nie verandering buite begin nie, begin altyd hier. As ek in sy teenwoordigheid tyd spandeer, en ek koester die vlak van teenwoordigheid van Jesus wat nou in my lewe is. En ek wil by sy voete sit, en ek wil met hom praat, en ek wil van hom hoor, en dit wat hy gaan wees vir my, is hy nog nie nou nie. So, almal van ons het Jesus, as jy jou hart vir die Here gegee het, die Heilige Gees is by jou, Jesus is teenwoordig in jou lewe, maar dit wat hy wil wees vir jou, hy is dit nog nie alles nou nie, dit gaan nie nou jou hele lewe verander nie, maar daai volgende vlak van verandering, waartoe jy wil vat, gaan alles oor presence, dit gaan oor teenwoordigheid, en vir dit moet jy eers hierdie teenwoordigheid koester, en versorg,
en beskerm in jou lewe. Moenie toelaat dat distractions maak dat jy nie tyd met die Here spandeer. En net nou en dan wil jy skietgebedjies opsit dat hy goed in die buitekant moet verander. Dit gaan nie gebeur nie. En ek wil jou challenge hierdie Desember asseblief, as jy wil hê jou 2026 moet 'n goddelike jaar wees, 'n jaar wat die Here oor geprofeteer het en jy stap in daai profesie. Dit gaan nie gebeur as jy nie by die Here se voete tyd spandeer nie. Dit gaan nie gebeur. Jy kan 'n goeie mens wees, jy kan 'n great family hê, jy kan 'n goeie werk hê, jy kan alles reg doen in die fisiese en alles kan goed gaan in die fisiese. Ek sê jou, ek beloof jou, jy gaan nie in God se pad stap as jy nie tyd saam met hom spandeer nie. As jy nie sy presence koester en versorg en jy hoor van hom en jy luister by hom en dit wat hy is nou saam met jou, jy love it en jy geniet dit en jy enjoy dit en jy sê Here, ek soek meer van U. En waar kan ek bietjie wegsny dat ek net by U kan wees? Ek soek meer van U en ek soek meer van U in my lewe. Ek wil hê U moet 'n werk kom doen en daai werk begin altyd binne in my. Hy praat met my. Hy kom roep my tot, hy sê vir my wie ek is en wie hy wil hê ek moet wees en ek sê ek glo Here en ek stap in daai skoene in en ek wil dit wees. Help my om te groei daarin. Baie keer is dit moeilik die groei wat hy van ons vra. In ons menswees, in ons karakter, in ons huise is waar dit begin. En dan buitentoe, hier's wat ek vra van jou, hier's wat ek soek van jou. En ek wil jou challenge om miskien jou lysie, hê 'n vision, yes, maar om jou lysie moenie dit die main prioriteit maak van jou gebede nie. Die lysie wat jy wil hê aan die buitekant moet kom doen, moenie dit die hoofding maak nie. Die hoofding, maak dit net 'n blank stukkie. En sê, wat wil U vir my kom sê? Laat die hoofding hier gebeur. Sê, die grootste werk wat moet gebeur is binne. Is in die teenwoordigheid. En as ek daar begin, familie, en ek spandeer tyd saam met hom en ek's in sy woord en ek luister en ek hoor wat wil hy vir my sê en ek maak daar 'n nota of 2. Daar's waar die goud lê. Daar's waar die goud lê. Ek wil afsluit. Jy sit dalk hier en jy sê, "Yes, Jacques, jy ken nie my Desember nie. Is taaf. Dis 'n moeilike jaar." En ek wil vir jou gaan na die vorige een toe asseblief. Ek wil vir jou hierdie ding wys. Ek het hierdie fotootjie gesien. Dis so simpel, maar dis so waar. The first Christmas was pretty simple, and it's okay if yours is too. Die eerste Kersfees met Josef en Maria was baie simpel. Inteendeel, ek dink dit was vir hulle so great geweest, to be quite honest. Dink jy dit was vir hulle al, kyk die engele, letterlik vir hulle, die engele is daar en die skaapwagters is daar en die wyse man kom, al hierdie vreemde mense en bring geskenke en ek dink dit was vir hulle so great geweest nie. Dis 'n moeilike tyd met hulle familie en die koning van daai tyd wil hulle kind doodmaak en 'n horrible tyd geweest. En nou sit hulle in 'n stal en it was pretty simple. But it was blessed. En hulle was in hulle calling. En dis my gebed vir jou, hoe ook al jy gaan Kersfees vier en hoe ook al jou kersboom lyk en miskien het julle 'n stal hierdie jaar by wyse van sprake. Dis okay, dit is nie wat saak maak. Wat saak maak is Jesus daar. Is Jesus daar. Is Jesus daar en is jy saam met jou family, is dit die focus. Jy sê Jesus, solank U hier is. En solank U praat, en solank U werk, en solank U, Here, solank U doen wat U wil doen, solank U Jesus na ons huis toe bring en na ons harte toe bring, that's enough. Kan ek vir jou sê, dan gaan die Here werk in jou hart en in jou huis. En miskien deur jou na ander gesinne toe. Hulle sit daar in daai stal en dit voel so bad en miskien insignificant en hier kom al hierdie mense en is so inspired en sê vir hulle, hoorie, ons weet nie of julle besef nie, maar 700 jaar terug het die Here iets van julle gesê. You are those people wat hy van wie hy gepraat het, soos julle is dit. Hier's Jesus, dis Immanuel en julle is die mense dierweer, dis amazing. En daai dink ek het hulle soveel joy gegee. Daai het hulle inspire. En kan ek vir jou sê tot 'n mate, you're it. Julle is daai mense van wie die Here lankal iets gesê het in hierdie season, is dit wat hy wil doen. En moenie kyk na die plek nie, moenie kyk na die situasie nie. Beter of slegter, sagter of harder,
gras, dis nie die punt nie. Die punt is, as Jesus met jou is, en as God oor jou gespreek het en hy het, en jy saam met hom daar, dan is jy presies waar jy moet wees, en jy is blessed. En ek hoop vanoggend dat jy daar is, en dat jy dit vat, en sê, Here, ek glo dit met alles in my. En ek wil nou in hierdie season, wil ek net u teenwoordigheid koester, en ek wil hierdie moment, hierdie Kersseisoen, wil ek saam met u enjoy, en ek wil u aanbid, en ek wil ten volle dit inneem, hierdie storie, hierdie amazing storie, wat u geprofeteer het, en vervul het, en selfs nou na my tyd toe, dat u oor my profeteer, en dat u groot en goeie dinge in my lewe wil doen, Here Jesus, ek glo dit, ek vat dit, en ek wil saam met u wees. Ek hoop regtig dat jy dit sal glo. En dat jou hart op 'n plek sal wees hierdie Desember, op 'n plek van afwagting. Kom ons bid so. Wat 'n voorreg, Here, om 'n Bybel te mag hê. En om te kan oopmaak, so hier iewers amper in die middel, en te kan lees iets wat u gesê het, 700 jaar voor dit actually gebeur het. Dis amazing, wow. U is amazing. En dit wat u sê, dit doen u. U is getrou. En nie net is u getrou nie, maar u is geduldig, en al die krag in die wêreld wat u het, gebruik u bedagsaam, noukeurig, liefdevol, sagmoedig. Heilige Gees, u is gentle. En u wil saggies vir ons kom fluister, en u wil ons kom help, en die hand is op ons rug, soos ons op daai fiets is. En ons vra dat soos ons in hierdie Kersseisoen ingaan, en in hierdie rustyd, dat ons nie net fisies sal rus nie, dat ons nie net sal weghardloop van sekere goed in ons lewe nie, maar Here, dat ons na u voete toe sal hardloop, en by u sal stil word, dat ons van u sal hoor, dat ons die teenwoordigheid wat ons nou besit, dat ons dit sal koester, dat ons by u sal wees, dat ons dit sal geniet, dat ons sal sê, Here, ons soek meer. En ons glo, Here, ons glo in die beloftes wat u vir ons het, dat u oor ons geprofeteer het, oor ons 26, alreeds is daar gespreek, 'n goeie woord, goeie planne. U weet wat u vir ons beplan. En ons wil in alignment kom met dit. Ons wil ons harte in lyn kry, en ons as individue, as gesinne, wil saam met u daai pad stap, nes Josef en Maria het. En ons wil ons blydskap en ons vrede en ons harte laat vol wees, alles van daai om te weet, ek is op purpose, ek is saam met Jesus, hy is saam met my. En ons gaan hierdie jaar saam in, en ek lewe vir sy koninkryk, ek lewe saam met hom, ek is deel van sy storie. Mag dit so wees vir elkeen van ons. Ons dankie dat hy so liefdevol en getrou saam met ons is, Here. U is 'n goeie pa, en ons eer u daarvoor. Ons bid dit in ons Here Jesus se mooi en kragtige naam, en ons sê saam, Amen.